Ons gaan na die woord toe gaan en soos wat ons na die woord toe gaan vanoggend, wil ek vra dat u sommer al ons kruiskykers net 'n handeklap gee. Elke Woensdag en elke Saterdag is ons in mense se huise en hulle kyk na die dienste. Hulle is deel van die atmosfeer van heerlikheid wat ons hier ervaar en ons glo dat dieselfde woord wat ons hier bedien net so impak sal hê daar waar hy uitgestuur word. Halleluja. Nou kom ons gaan hierdie maand se veldtog se titel gaan ons beginne afskop mee en dit is vir ons belangrik dat elkeen van ons hier sal weet dat dit belangrik is om die stem van die Here te hoor. Nou dat ons gekom het en ons het eerste dinge gesit, nou gaan die Here vir my instruksie begin gee. Die Here gaan met my begin praat en daar's baie mense wat sê maar, hoe hoor jy die stem van die Here? Ek wil vir julle sê, God praat. Ek wil vir 'n paar, laat hy insink, die Here praat daagliks, hy praat elke keer met ons, hy kommunikeer, en dit is nie net my gebed met hom, en kommunikasie met hom nie, nee, hy wil my ook instruksie gee, met wie die Here al gepraat. Hou die hand op, sodat mense kan sien dat die Here praat. Meeste van u het die stem van die Here gehoor, oor hoekom u hier sit vanmôre. Die Here het vir u gesê dat hierdie die huis is waar u moet aanbid. En wanneer jy die stem van die Here hoor, wanneer jy die stem van jou pa hoor, wanneer jy die stem van die een hoor wat jou lewe rigtingwyser is, dan is daar 'n kalmte in jou gemoed wat kom wanneer jy weet, maar God het dit gesê. En ek wil vir julle sê, baie van ons dink dat wanneer iets gesê word, moet ek dit glo om waar te wees. Ek wil vir julle sê, God se liefde vir u en die plan wat hy vir u in die lewe het, gaan hy nooit op u forceer nie, maar hy is konstant besig om te praat. Ek het 'n keuse wat ek moet maak om die voordele te beleef en hom by die hand te vat en sê, dis waar vir my. Halleluja. Romeine 8 vers 14, wanneer ons daarna kyk, dan sien ons en tot vers 19, en ek wil graag 'n goeie fondasie lê, want ons gaan na die tafel gaan, en ons gaan nie die tafel jaag of afjaag nie, maar hierdie gaan vir ons daardie sleutel wees wat ons sluit, sodat ek God se stem kan hoor, sodat ek kan God se stem kwalifiseer, want daar's baie stemme wat met ons praat. Daar's baie stemme gedurig wat wil invluister, maar oor my, oor u, wil ek hê dat daar 'n atmosfeer sal wees waar daar geen vliegzone is vir enigiets anders behalwe God se gees nie. Halleluja. Romeine 8 vers 14 en preek saam met my sê vanoggend daarso, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Wie is kinders van God? Hulle wat deur die gees gelei word. Weet in die Romeinse tyd en hierdie dag was daar groot klem gelê op die wetgewing omtrent aanneming. En wanneer mense in rykdom gebore was, of wanneer mense in families gebore was, en wanneer kinders aangeneem was, selfs wanneer jy die woord verstaan, dan sal jy sien dat die Romeinse ryk het groter wetgewing toegeskryf aan aanneming, dat wanneer jy aangeneem word, kan daar nie van gedagte verander word nie. In sekere streke het daardie aangenome kinders meer seggenskap en reg gehad as biologiese kinders. So nou sien ons die skrifgedeelte dat hierdie kwalifiseer ons as kinders van God, hulle wat deur die gees van God gelei word, nie deur gevoel nie. Wie van u weet, partykeer kan gevoel daarom gevaarlik wees. Ag jong, as jy vanmôre sou dink, hoe moeilik dit was om te vas hierdie afgelope paar weke. Het jy agtergekom hoeveel mag jou mag het? Want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming. Sê vir die persoon langs jou, sê ek's net joune nie, ek is syne.
Hopelik was dit nou jou vrou of jou man met wie jy gepraat het. Die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba, eg, regte, Abba. As jou pa, natuurlike pa goed was, wil ek vir jou sê, jou hemelse Vader is selfs beter as dit. As jou natuurlike pa nie 'n goeie voorbeeld was nie, is daar iets nie net om na uit te sien nie, maar hy wil hê jy moet hom ervaar as een wie se rug jy nooit gaan sien nie. En wanneer ek sê sy rug gaan jy nooit sien nie, dan praat ek van daai geleenthede wanneer jou pa moontlik sy rug op jou gedraai het. Hierdie pa, Abba, Vader sal nooit nie. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Moenie vanmôre kind van God, een wat moontlik aan die begin van 'n verhouding met die Here is, moenie vanmôre twyfel enige minuut langer nie. Moenie jou laat uitverkoop, moenie laat jy 'n tweedehandse pakket kry. Hy wil hê jy moet die bes maak jou gedagte op, dat sy gedagte is opgemaak. Jy's kind van hom, jy's aangeneem deur hom. Hoe het ons daai aannemingskap ervaar? Deur die bloed van Jesus, deur hom te aanvaar. Ek's kind van God, jy is kind van hom. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons ten minste saam met hom ly, sê dit daarso, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Vers 18 sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd, ander woorde die dinge wat ek nou ervaar, nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word wees nie. Want die skepping wag, praat van die aarde, praat van die dinge rondom jou. Ek praat van dit wat jou tans druk. Jong, as die lewe jou druk hom terug. Hoekom? Ja, kom, ek dink julle nie nou te veel. Nee, ons is kinders van die Here. Nee, daar's vanmôre autoriteit wat ons moet neem. U het gedog, ons is nou in die maand van liefde. Ons gaan nou net saggies. Jy moet al klaar so saggies by die huis loop. Jy moet insluip, uitsluip. Nee. Ons kan nie nou nog saggies met dit wat ons weet ons in is nie. Jong, jy moet gryp, jong. Vat dit wat joune is. En asseblief, jy moet dit reg hoor vanmôre. Hy kan gou gevat word en iewers anderste gesit word en dan beteken dit iets heeltemal anderste. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Hoekom druksituasies? Want die Here wil hê ons moet tot ons volheid opstaan, dat ons sal sê, ons weet wie ons in Christus is, nie in onsself en ons eie toekennings en dit waarvoor ek geleer het en dit wat ek moontlik nou presteer het, en nee, kind van God, staan vanmôre op dit wat joune is, begin doen wat hy wil hê jy moet doen, sodat jy kan hoor wat die Here wil hê, deur jou moet opereer. Die skepping wag met reikhalsende, daar is 'n baringsnood, alles beginne druk, die tyd beginne uithardloop, tyd word verkort, is asof daar 'n angstigheid is, maar daai angstigheid moenie angs in ons opwek nie, dit moet opgewondenheid in ons opwek, dat die Here is besig om iets te doen, nog net 'n bietjie, hou nog net uit, vir 'n bietjie, moenie nou laat los wat jy voel om te sê nie, nee, kies om geloof te praat. Johannes 10:27, my skape luister na my stem en hulle ken en ek ken hulle en hulle volg my. Ou Hebreëse gedagte omtrent skaapwagters was nie net dat hulle agtergeloop het nie, maar hulle het vooruit geloop en die skape geroep om te kom. Baie kere dan dink ons, maar selfs wanneer ons hoor hoe Adam en Eva uitgedryf was uit die tuin van Eden, dan kom ons en sê, ja, maar dit voel asof hulle geforseer was. Nee, daar was leiding gewees. Die Here is besig. Hoekom is dit belangrik om die stem van die Here te hoor in hierdie tyd vir u en my lewe? Hy is besig om vir jou uit
uitkomste gee. Dit wat jy self oor jou lewe gebring het, toe jy agterkom, maar hierdie was buite die wil van die Here, en jy het jou knie gebuig, het gesê, Here vergewe my, is sy stem genadig, en dit is sag, en is besig om jou uit te roep daaruit, want jy hoef nie dit uit te loop nie, want die genade van die Here maak vir jou opening. Ek sê nie dat ons nie die gevolge gaan voel nie. Nee, dit gaan daar wees. Maar sy liefde vir jou, sy gedagte omtrent jou wat opgemaak is, en dis wat hy wil praat in jou hart, en dis hoekom dit belangrik is, dat ons nie deur emosies gelei word nie, dat ons deur gevoel gelei word nie, dat ek deur hy sê, sy sê gelei word nie, dat ek nie deur die dinge van die dag gelei word nie, maar dat ek deur die gees van God, dat ek die stem van die Here sal leer ken. Laat toe dat hy met jou praat. Johannes 16 vers 13 kom en hy sê daar, maar wanneer hy gekom het, die gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ander woorde, kom, volg my, in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Waar hy sit vanmôre, sê Here, praat met my. Vir party van die Here het gesê, jong, ek praat toch die hele oggend met jou. Hoe praat die Here? Uit sy woord. En ek verstaan, dat daar baie mense is wat sekere skrifgedeeltes, hulle vat hulle soos hulle wil. En ons wil hê dat die Here moet aanpas by dit wat ons gelees het. Maar die gees van die Here is besig om nie net sy seuns en dogters te openbaar nie. Hy is besig om te sê, hulle wat luister en doen. Wie van u, in die manier wat u kinders groot gemaak het gesê, jy praat nie 2 keer nie. Kom, sê 'n paar van u. Wie van u is van 'n generasie wat gehoor het, jou ma en pa praat nie 2 en 3 keer nie, maar nou tel jy 1, 2, jy tel nou. En jou begeerte moet wees om jou pa se stem te hoor. Dan praat ek nie van jou aardse pa nie. Praat nie van jou natuurlike pa alleen nie. Praat van jou hemelse Vader. Amos 3:7 begin te sê, begin 'n belangrikheid vir ons uit te wys. Is nie sommer net so nie. Die wêreld wil hê jy moet dink jy is sommer net so. Daar's of 'n gedeelte of 'n sekere gehoor wat vanmôre hier sit en ons dink dit is, weet jy, wil half bietjie nee, maar moet ook nie vanmôre dink jy sommer net so nie. Die vyand lieg vir jy. Hy wil hê jy moet benede jy waarde, benede jy voorregte. Ek gaan nou nie vanmôre hier voor in die ry en Pick n Pay gaan staan en sê, maar julle weet nou nie wie ek is, nie weet julle wie ek nie. Amos 3 vers 7 want die Here doen geen ding tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete openbaar nie. Sy raadsbesluit. Hoekom het ek nodig as kind van die Here om sy stem te begin leer ken? Want hy wil vir my sê die dinge wat gaan kom. Hy wil vir my sê dat dit is waarvoor Kaapstad homself moet voorberei. Hy wil vir my sê wat in my huisgesin gaan gebeur. Hy wil hê ek moet 'n medewerker met dit wees. Hy wil hê dat ek sal ja sê tot dit waarvoor die hemel ja gesê het en ek sal nee sê tot dit wat die hemel voor nee gesê het. Sien, u en ek het die vermoë vanmôre omdat ons deur God uitgekies is.
sien dat ons sal luister, dat ons sal nie luister nie, maar dat ons sal doen, dat hy wat ons wil lei en met ons praat, dat ons deur sy stem sal gelei word, sy gees sal gelei word en sal begin reageer, sodat nommer 1, ons sal stand neem as seuns en dogters van die Here, dat ons sal duisternis terugdruk, dat ons sal sê nie net terugdruk nie, maar ons penetreer en lig verdryf die duisternis, dat hy wat besig is om in die aarde iets te doen, wat voor die grondlegging van die aarde reeds in plek gesit is deur sy seun se gehoorsaamheid en die woord wat gespreek is, het ek nodig om nou onder daai geopende hemel te kom waar ek sy stem sal hoor en ek sal stand neem en sal sê, Here, dit wat u wil doen in my huis, Here, laat ek die kanaal wees daarvan. En dit gaan kos dat ek sy stem sal kan hoor. Dit sal kos dat ek sal moet inleen en nie net sê, wel, ek praat met die Here, dis my gebedslewe, maar wat van die instruksie? Wat van die kommunikasie van God na ons? Dinge wat die Here vir ons moet sê, baie van ons het gehoor hoe ons baie dinge moet doen in 2026. Maar ek weet ook van ons het van die Here gehoor, dat daar sekere dinge is wat ons moet ophou doen. Hoekom? Want hy en ek is seuns en dogters van die Here. Sien dit kan nie meer saam met u gaan nie. Nie waantoe u nou op pad is nie. Nuwe verwagting, my spraak begin te verander, want ek kom vanmôre weer eens opnuut agter, dat ek die vermoë het om saam met die hemel te stem. Hoe weet ek stem saam met die hemel? Dit wat ek op die aarde bind, sal op die aarde, weet ons vanmôre is gebind, en dit wat ons ontbind, dit wat ons los, daarom knik ek my kop vir dit waarvoor ja gesê is in die hemel. Daarom kan ek vanmôre my kop skud en sê, nee, hierdie is nie my oes nie, hierdie is nie wat die Here vir my wil hê nie, dis nie wat hy voor gesterwe het nie. Daarom kan ons in opstand kom, sonder dat ons in opstand kom. Ons kan staan deur te sê, Here, u wat die werk in my lewe begin het, u gaan dit voleindig. Ek kies om nie te reageer op dit wat tans met my wil praat, ek kies om nie gehoor te gee aan dit wat met my wil praat. Ek gaan nie onder nie, ek gaan oor, ek gaan nie vanmôre moed verloor nie, ek gaan deurbreek. Sien, die stem van die Here is konstant besig om jou te roep na 'n plek toe van hoor, luister, maar ook van hoor, sien, kom op hierheen. Dit is slegs oor wanneer hy sê dit is. Hoe hoor ek die stem? Deur te weet hy met jou praat en dat hy mag, en jy mag luister, deur hierdie tafel vanmôre. Altaarwerkers wat gereël is om te kom. Wat wil ek vanmôre hê ons moet op fokus wanneer ons aan die tafel deelneem? Die kere wanneer jy gereageer het op die stem van die Here en hy of dit het nie uitgewerk soos wat u gedink het nie. Dat u vanmôre uself of moontlik in 'n plek sit waar jy sê, ek gaan aanhou luister, ek gaan aanhou gehoor gee. Dat jy ook uself voor die Here sal bring vir die kere wanneer hy gepraat het en u nie gehoor gegee het nie. Baie kere dan sê ons, maar ek het dit gemis. En almal van ons ken die gevoel van wanneer jy en ek dit mis. Bring uself voor die Here en sê, Here, praat met my. Here, Heilige Gees, gee vir my daardie durf om uit te loop die woord wat u vir my gegee het. Wat doen ons vanmôre wanneer ons in hierdie tafel deelneem? Ons deel met die veroordeling wat oor my lewe wil gekom het, wat my nou gediskwalifiseer het. Hierdie bloed, hierdie brood, hierdie liggaam wat vir my gebreek was, kom en dit kwalifiseer my. Seun, dogter van die Here, kind van God, om te reageer op die stem, om te doen. Die nag toe die Here Jesus
Vir Raes het hy die brood geneem, het gebid en het gebreek. Ons weet dat hierdie vanmôre slegs simbole. Here, maar ons kom en ons bid vanmôre, Here, dat ons neem aan hierdie tafel deel. En hierdie tafel bring vanmôre herstel. Herstel tot ons gehoor, om die stem te kan hoor. Here, maar hierdie tafel bring ook vanmôre skeiding. Soos wat dit versoening bring, het versoen my tot U, en dit bring skeiding tot die aantuiging van die verlede, want dit was my. Die liggaam was vir ons gebreek, sodat ons kan heel wees. Die beker is simbool van U bloed wat vir ons gevloei het. Mag dit ons vanmôre saambind. Mag dit vanmôre 'n seël wees van ons aannemingskap, en ook 'n seël wees dat U ons nader trek in hierdie tyd. Want U is besig om groot dinge te doen, en U wil dit met ons deel. Ons is reg. Ons bid vanmôre oor hierdie simbole, Here. Ons dank U dat U dit seën, en so ook is elkeen geseën wat vanmôre aan hierdie tafel deelneem. Die naam van Jesus. Amen. Kom ons bedien vanmôre die mense. Ons gaan vir mekaar wag. Jesus, ons loof U. Terwyl U wag vir die altaarwerk om U te kom bedien, vra die Here omtrent daai situasie. Sê, Here, praat met my oor dit. Here, ek wil U stem hoor. Praat met my. Sien, baie kere wil ons wag vir 'n profeet om 'n woord te kom gee. Onthou, profesie moet bevestig. Dit moet bou, dit moet bemoedig. Hy wil hê dat U en ek by 'n plek moet kom. Dis hoekom dit belangrik is dat ons geskool word in die woord. En geskool word in die woord beteken nie net Bybelskool, nie 'n liefde vir die woord begin kry. Sodat hy U en my deur sy woord kan antwoord. Dis nie God se wil vir U en vir my om siek te wees nie. Genesing is U deel. Gebuk te gaan deur omstandighede nie. Ja, die woord waarsku ons dat ons sal moeilike tye in hierdie wêreld beleef. Sien, daarom is dit belangrik dat hierdie wêreld my nie sal insluk en dat ek gelykvormig raak en doen soos wat die wêreld doen nie, maar dat ek sal doen soos wat die woord verwag ek moet doen. Praat met ons, Here. Die bloed van Jesus, sy liggaam gebreek vir ons. Doen soos die instruksie van die woord, onthou. Dink na. Onthou. Dink na. Waaraan dink ek nou? Waaraan moet ons nou dink? Dit wat vir ons gedoen is aan die kruis. Dit wat ons verkry het deur sy totale oorgawe en offer.
Ons loof U, Here. Is families hier, U moet vir Jouself uitmaak. Hoor die woord van die Here. Hierdie jaar gaan nie wees soos die vrees in U hart nie. Die liefde van die Here wat perfek is, oorweldig vanmôre. Daardie gedagtes, daardie gedaantes, en ek wil vir 'n paar sê, daardie drogbeelde van vrees. Slaan dit vanmôre vas in die kruis. U is nie wat omstandighede sê U is nie. U is wat die woord sê U is. U wat reeds bedien is, kom ons staan saam, sodat die altaarwerkers net kan sien waar om nog te gaan. As die eggenote vanmôre hier is, deel U simbool van die brood met hulle. Deel dit met jou man, deel met jou vrou, deel met jou kinders. Here, ons dankie vanmôre, Here. Dankie vir U liggaam wat gebreek was vir my, vir ons. Vanmôre, Here, dank ons U vir versoening en herstel, volmaak genesing in alle areas van ons lewens. Kom ons neem saam deel aan sy liggaam. So ook die simbool van sy bloed. Hierdie is die eerste keer hierdie jaar wat ons nou nagmaal doen. Mag hierdie soos 'n vars doping in God se Heilige Gees wees. Ons gebied situasies met hierdie verbondsete om in lyn te kom. Ons spreek met kondisies in jou liggaam. En ons sê, daar's herstel. Ons neem saam deel in hierdie beker en hy bind ons saam in Jesus naam. Here, ons loof U. Vir 'n oomblik staan net so in aanbidding voor die Here. Ons is amper klaar nie, volgende diens gaan amper begin. Here, ons dankie, ons loof U, ons prys U, ons bring onsself voor U, Here. Dankie, Here, vir U teenwoordigheid. Wat vanmôre in hierdie huis is, Here. Ons is bewus van U, Here. Daar is niemand soos U nie, Here, en U bloed, Here, stel ons in staat vanmôre om U stem te kan hoor, Here. O, Here, ons lê ons lewens voor U neer, Here. Ons lê ons oor op U bors, Here. Terwyl ons so die Here aanbid en U is vanmôre hier en U sê, ek het nodig om net voor die Here te kom, ek het gebed nodig. Vat vanmôre moed, skep moed, kom na vore, ons gaan saam met U bid, net voordat ons afsluit. As jy vanmôre gebed nodig het, jy het net iemand nodig om saam met jou te stem, saam met jou te bid. Ek weet ek gaan vanmôre, kan vanmôre moontlik sê, dit maak nie saak wat die kondisie is nie, alhoewel dit vir God saak maak. Ek sê dit deur by U tuis te bring, dat daar niks te groot of te klein vir die Here is nie. Jesus.
Wie van u glo dat die Here spesialiseer in onmoontlike dinge? Dat daar waar die wysheid van mense eindig. Ons dank die Here vir dokters, maar dit wat hulle uitwys, bring ons na die Here toe. Niks is te groot vir hom nie. Sy genade spoel soos golwe vanmôre in hierdie huis. Here, ons loof U. Here, ons loof U. Sou aan om saam te stem vir van ons familielede wat in die hospitaal is, dan die Dorey en die Marie Bosman en sterk almal goed aan. As niks onmoontlik by hom nie. Halleluja. Terwyl die aanbiddingsspan nog net so saggies speel en hulle hier voorbedien, gaan ek Pastor Frans vra om vir ons te kom afsluit en u wat nog gebed nodig het, kom uit. Vat hierdie geleentheid, gryp hom aan. Vat die Here by sy woord. Mag hierdie 'n week wees wat hy verborgenhede met u deel. Halleluja. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons weet, U is nie 'n God wat enige beperkings in U het nie. Wat U sê is die waarheid. U is nie 'n mens dat U een ding beloof en iets anders doen nie. Here, so 'n mooi deel vir my in die Bybel is waar jy in die woestyn uitkom na 40 dae. En die eerste iets wat U konfronteer is die duiwel. Maar jy sit hom op sy plek, Here, deur vir hom te sê, daar staan geskrywe. En Here, daardie selfde daar staan geskrywe is vandag nog net so van toepassing in ons lewens as wat dit destyds was toe U vir 33 jaar op aarde gewandel het en mense geleer het en hoe dit uitgekring het tot dit wat dit vandag is. En Here, ons hoef nie een duim terug te staan en te sê, maar ek kan nie, want daar staan geskrywe. En Here, dat ons dit nie sal vergeet nie, en dat ons weet, ons is tot alles in staat, deur Jesus wat vir ons die krag gee. En Here, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Ons kan dit doen, as ons die Here saam met ons vat. En Here, as dit U wil is, sal U dit doen. Nie U sal besluit of dit of dat nie. Nee, U sal dit vir ons doen. En ons loof en prys en eer U weer in hierdie oggend. En ons sê dankie dat ons Vader in die hemel is saam met ons. Hy sit nie daar met 'n sambok of 'n sweep of 'n swart boekie om ons name in te skryf en te sê, jy het vandag dit gedoen, ek gaan jou vir die volgende 2-3 dae, gaan jy nie kos kry of enige blessings. Dis uit die putte van die hel en ons sny dit vanmôre weer eens af in Jesus naam. En ons sê dankie Here. Dankie dat ons op U kan vertrou. Ek pleit nou die kosbare bloed van Jesus oor elkeen wat vanmôre is. Hier sit dalk mense vanmôre wat nie eens wil uittreë vir gebed nie. Here, ons bid vir hulle. Maak nie saak wat daai omstandighede is nie. Maak nie saak wat daai siekte is nie. Maak nie saak wat daai kind gedoen het nie. Maak nie saak in watter toestand daai huwelik is nie. Ons bring dit alles vanmôre na hierdie altaar toe voor Jesus Christus wat daarmee sal deel namens ons. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen en amen.